God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. 2021 is hier en die jaar is besig om momentum te kry. En ek wil nou vanoggend vir jou vra, wat is jou wense vir hierdie nuwe jaar, vir 2021? Nee, nie wat is jou nuwejaarsvoornemens nie, want daarby kom mense gewoonlik nie uit nie. Maar wat is jou diepste wens of wense vir hierdie nuwe jaar? Ons lees in die Bybel Psalm 90. Nou Psalm 90 is 'n psalm wat gaan oor die lewe. Eintlik is dit 'n gebed. En daarom lees ons hier so mooi die heel eerste versie, Psalm 90, 'n gebed van Moses, die man van God. En hier in Psalm 90 kom Moses, die man van God, en hy praat oor die lewe, eintlik al van meditasie oor die lewe. En hy kom sê hier 'n paar dinge van die lewe vir ons, baie realistiese dinge wat so waar en wat so opreg is. Hy kom sê vir ons in die eerste plek, die lewe is baie verganklik, en is dit nie waar nie? Hy sê ons lewens is soos die gras, daar buitekant in die veld. Vanoggend is dit nog lowegroen, maar vanaand, nadat dit afgesny word, is dit droog en dit is dood. Die tweede plek sê die lewe is baie kortstondig. Ons word maar 70 jaar oud of 80 as jy nou baie sterk is. Hy sê en ons vlieg na die einde toe. In die derde plek kom sê vir ons dat die lewe is nooit maklik nie. Want hy sê so mooi in die Psalm, hy sê die lewe is vol swaar kry, is vol seer kry, is vol rampe, is vol ellende. En nou dan in die lig van die kortstondigheid, die verganklikheid, die swaar, die ellende van die lewe, kom hy na die Here toe. En in sy gebed kom vra hy 3 dinge van die Here. En die eerste ding wat hy vir die Here vra, is Here, leer vir ons om al ons lewensdae na waarde te skat. En nou gebruik ek die heel nuutste Afrikaanse vertaling wat 'n baie direkte vertaling is. Hy kom na die Here toe en hy sê, Here, help vir ons om die waarde van elke lewensdag te besef. Help vir ons, Here, om te besef hoe kosbaar die lewe vir ons is. Want die lewe gaan oor, sê die Latyn, carpe diem. Gryp die dag, pluk die dag, leef die dag, maak die beste van die lewe. Met ander woorde, waaroor gaan die lewe? Naamlik daaroor om elke dag voluit en met oorgawe te lewe. Boys School of Derek Swart het vir my so mooi nuwejaarsboodskap gestuur. Hy sê voorspoed vir die nuwe jaar en leef hard. En dit is waar die lewe gaan. Om te leef, om die beste van vandag te maak. Want julle weet, ons is altyd so geneig om te wens. Ek wens die dag was al verby. Ek wens die jaar was al verby. Ek wens dit was al winter. Ek wens dit was al somer. Ek wens dit was al Kersfees. Ek wens ek kon al afgetree het. En so wens ons hele lewe verby. Psalm 90 wil vir ons kom leer om vandag met oorgawe te lewe, want weet wat, ons het net vandag. Soos 'n ou tannie wat 91 jaar oud geword het, vir my al die so mooi gesê het, Becker, yesterday is gone, tomorrow may never come, so live today. Al wat ek en jy het, is net vandag. En daarom kom Mike Lipkin so mooi, en hy skryf in sy boek, en hy sê, squeeze the nectar out of each day. Om die lemoen te vat, en om die laaste druppel, die laaste nektar, daaruit te druk, dit te drink, en om dit te geniet. Leef vandag, het iemand gesê, asof dit jou laaste dag is. Eendag gaan jy reg wees. Want die dag wat verby is, gaan jy nooit weer kry nie. Leef nou,
Live the moment. Leef die oomblik. Die tweede plek kom die man van God. En die vra vir die Here, ook in vers 12. Here, leer vir ons om met wysheid te lewe. Nou kan 'n mens baie dinge sê oor hoe dit is om met wysheid te lewe. Maar ek dink die belangrikste is om met wysheid te lewe beteken om te weet dat die lewe my heel grootste geskenk is. En dat die lewe 'n roeilend geskenk uit die hand van God is. En dat ek juis daarom my lewe sal gebruik om vir God mooi te maak, om vir hom te verheerlik. Soos wanneer mense na 'n pragtige skildery kyk en sê, "Wow, wat 'n skilder." So moet mense na jou en na my kyk. Ja, voor ons kom staan en sê, "Wow, wat 'n God, wat 'n skepper." Om met wysheid te lewe beteken dat ek sal weet ek lewe nie alleen nie, maar ek lewe ook saam met ander mense. En dat ek juist daarom nie net vir myself sal lewe nie, nie net op myself gerig sal wees nie, dat dit nie by my sal gaan net oor my eie behoeftes, my eie belange, my eie gevoelens nie, maar dat ek ander mense sal raakleef, na hulle toe sal uitreik, en dat dit veel eerder by my sal gaan oor hulle belange, hulle behoeftes, hulle gevoelens. Dat ek met my lewe ander mense se lewens sal aanraak, waarde tot hulle lewens sal toevoeg, dat my lewe ander mense se lewens lekkerder en mooier en beter en gelukkiger sal maak. Die baie bekende Afrikaanse sanger Robbie Wessels sing daar die liedjie Sein in die hemel, vriend van hom wat oorlede is. En dan sing hy daar so mooi, hy sing en hy sê die woorde, ek wonder of jy weet, hoe baie mense jy geraak het. Ek wonder of jy weet, hoe jy mense bly gemaak het. Om met wysheid te leef beteken, dat ek sal weet, die lewe gaan oor 'n spel, en dit is die liefdespel. Dat ek sal weet, in die lewe gaan dit daaroor om lief te hê. Wat beteken om te doen? Wat beteken dat ek my moue sal oprol? Dat ek 'n voorskoot sal aantrek? En dat ek met vrolikheid ander se voete vir hulle sal was? Dit beteken om te gee, om vir ander te gee, uit die oorvloed wat ek het, om van myself te gee, natuurlik altyd met 'n blymoedige hart. Om met wysheid te lewe beteken om die lewe te geniet. Dit is waar die hele Prediker boek gaan. Prediker boek is 'n wysheidsboek wat gaan oor die lewe, en dan kom die Prediker in hoofstuk 9 sê, waaroor gaan die lewe? Hy sê dit gaan daaroor om vreugdevol te lewe. Om die lewe te geniet, en dan sê hy so mooi, hy sê, drink daarom jou wyn met 'n bly gemoed, eet jou brood met 'n vrolike hart, laat daar altyd olie op jou hoof wees, laat jou klere altyd wit wees, alles die metafore van vrolikheid en blydskap. Dan sê hy vers 9, en geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Dat ek die lewe so sal geniet, dat ek vir ander mense, hulle met wie ek saamleef, sal ruimte skep, om saam met my die lewe, die bestaan, die vreugde van die aarde, die vreugde van die lewe, ten volle te geniet. Daar's 'n derde ding, wat die man van God, vir God vra. Daar in vers 14, kom hy so mooi en hy sê, Here, versadig ons in die oggend met u troue liefde. Versadig ons in die oggend. Dit kan beteken enerzijds dat die Here elke oggend, wanneer ons wakker word, vir ons sal versadig met sy troue liefde. Maar dit kan ook beteken dat hy vir ons in die oggend van ons lewens, met ander woorde, vroeg in ons lewens alreeds sal versadig met sy troue liefde. En waarom wil hierdie man versadig word met God se troue liefde? Hy sê daar so mooi, sodat ons al ons lewensdae kan juig en kan bly wees. Jy weet, ons almal het oomblikke en momente van vreugde en blydskap. Miskien wanneer jy saamkuier met vriende, wanneer jy by 'n partytjie is, wanneer jy goeie nuus gekry het,
wanneer jy 'n wedstryd gewen het, wanneer jy sukses behaal het. Ons het ons momente en oomblikke van lewensblydskap. Maar 'n lewe van vreugde, ken ons dit? Nee, ons doen nie. En die groot rede is, omdat ons nie God se liefde ken nie. En omdat ons nie werklik in God se liefde glo nie. Jy weet, 'n sonneblom is gemaak vir die son. En daarom 'n sonneblom kan alleen floreer en gedei in die sonlig, terwyl hy in die skerp sonlig geplant is. Gaan plant 'n sonneblom in die skaduwee en kyk wat gebeur. Jy kan maar net sê dit is nog 'n plant, maar dis nie 'n sonneblom in sy ware aard, in sy ware karakter nie. En kyk bietjie wat gebeur vanaand as die son ondergaan. Die hele sonneblomland laat hulle koppe sak. En nou kan jy na daardie sonneblom toe gaan, na sononder. En jy kan met 'n flits op daardie sonneblom se kop lig. En jy kan lig en lig tot hy flits se batterye pap is, maar jy gaan niks aan hy sonneblom maak nie. Hy gaan nie sy kop lig nie. En jy kan die heining rondom hierdie hele sonneblom akker of land, kan jy gaan kersliggies hang, wat dwars die nag flikker en skyn. En dit gaan niks aan die sonneblomme maak nie. Niks. Maar kyk, as die son môre opkom, dan staan hierdie sonneblom met sy wortels, met sy voete in die modder van hierdie aarde. Maar hy straal. Hy skyn. Hy lewe. Hy floreer met sy kop na die son gerig. Jy weet, ons is God se sonneblomkinders. Ons kan net floreer in God se teenwoordigheid. Ons kan net floreer koramdeo voor God se aangesig. Dit is net in God se teenwoordigheid waar ons betekenis vir die lewe vind en waar ons werklik gelukkig kan wees. Om met ons voete te staan, ja, in die modder van omstandighede van die wêreld, maar met ons oë gerig op die Skepper wat ons vir homself gemaak het. En daarom kom die man van God en hy bid nie vir health, wealth en prosperity nie. Hy bid nie en sê, Here, geef my gesondheid. Geef vir my voorspoed. Geef my rykdom sodat ek al die dae van my lewe gelukkig kan wees, bly kan wees en kan juig nie. Hy sê nee, Here, ek wil U self hê. Hy wil net vir God self hê. Want hy weet net in God se teenwoordigheid maak die lewe sin. Net in God se teenwoordigheid kry die lewe betekenis. Net in die lig van God se liefde word dit die moeite werd om te lewe op hierdie moeilike aarde, in hierdie moeilike gebroke wêreld. Want in die lig van God se liefde kry dit wat verganklik is ewigheidswaarde. In die lig van God se liefde kry dit wat betekenisloos is nuwe betekenis. In die lig van God se liefde word ellende iets heerliks. In die lig van God se liefde word dit wat beklaanswaardig is lofwaardig. Jy weet, God is liefde. Psalm 33 vers 5 sê so mooi, die hele aarde is deurdrenk van God se liefde. Jy sien dit in die wolke. Jy voel dit in die suidoos, hier op jou wang. Jy sien dit in die skaduwees. Jy sien dit in 'n lentebloeisel. Jy hoor dit in die roep van die tarantaal, in die koer van die duwe. Jy sien dit in die strale van die son. En as jy nog wonder of God liefde is, onthou die Kersfeesverhaal. Onthou die krib. Johannes 3 vers 16, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kyk na die kruis. Romeine 5 vers 8, want God bewys die liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het,
toe ons nog sondags was. Maar jy weet ons probleem. Ons is so ingestel op die negatiewe, op dit wat verkeerd is, op dit wat sleg is. Ons is so groot gemaak. En weet jy wat? Ons maak ons kinders ook so groot. Ons word soggens wakker en die heel eerste gedagte wat by ons opkom is COVID-19, droogte, misdaad, geweld, beerdkrag. En ons aanvaar nou maar hierdie sleg, hierdie negatiewe, met 'n gelatenheid. Ons probeer dit verander, maar ons kan nie. Al wat oorbly, is om met 'n gelatenheid dit te aanvaar. En te leef met 'n houding van, so kom ons om, laat ons nou maar eet en drink, en vrolik wees, want môre sterf ons. Ons leef met 'n gelatenheid van, dit is nou maar eenmal ons lot. Nonsens. Daar is net een lot, en dis die liefde van God. Karl Barth het gesê, die grootste teologiese waarheid ooit het hy geleer op sy ma se skoot. Want sy het vir hom as 'n klein seentjie geleer, Jesus min my, o salig lot. Dit leer my die woord van God. Al is ek ook blind, nogtans noem my sy kind. Wat 'n lot. Daarom moet ons met ander oë na die lewe kyk. Ek het verlede week gesê, ons moet deur God se bril na die lewe kyk. En daarom moet ons, die Engelse sê, ons mindset, ons manier van dink, moet ons verander. Mike Lipkin sê so mooi, in hy selfde boek van hom, some people focus on the magic, other people focus on the tragic. Ek is so bevrees dat ons deel is van die other people, wat net fokus on the magic. Terwyl die manne van God en die vrou van God in die Bybel vir ons keer op keer kom leer om te focus on the magic. En die grootste magic in die lewe is die liefde van God. Om daarom sug ons op te staan in die oggend en om te drink uit die fonteine van sy liefde. Daarom moet ons glo in sy troue liefde. Ons moet dit vertrou, ons moet dit omhels. Elke oggend opstaan met die heel eerste gedagte, God is liefde. En in sy liefde is daar geen einde nie. En terwyl ons onder die stort staan om te sing, soos ons in die kerk sing, met Kersfees gesing het, God is liefde. Juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat ons sal drink van hierdie oorvloed van God se liefde, sodat ons saam met Dawid kan sê, my beker loop oor. Maar my vriend, daarom moet ons leef voor sy aangesig, soos die sonneblom, met ons oë op hom gerig. Daarom moet daar in God gerigtheid in ons lewens wees. Daarom moet ons lewe in sy teenwoordigheid. Want dan sal ons nie met 'n gelatenheid nie, maar met 'n uitgelatenheid die lewe tegemoet gaan. Weet jy wat is die geheim van die lewe? En dit kom leer by Psalm 90 vir my. Die geheim van die lewe is om so te fokus op die wonder, op die magic van God se troue liefde, sodat ek met uitgelatenheid die sleg en die negatiewe en die verkeerde in die lewe
tegemoet kan gaan. Ek wil sê tegemoet kan dans. Terwyl ons sing, saam met die slawekoor, en hoe die slawe gesing. Terwyl hulle daar die bote geroei het, en die sweep gebrand het hier agter op hulle rug, het die slawe gesing, come what may, we believe in tomorrow. My liewe vriend, come what may, we believe in tomorrow, want aan God se liefde is daar geen einde nie. Kyk na die krib. Kyk na die kruis. Kyk na die wolke. Vanaand na die sterre. Ons 'n wonderlike God. Baie dankie vir die grootste geskenk om te lewe. En baie dankie dat U die hele lewe, die hele wêreld ingekleur het met U troue liefde, sodat ons met uitgelatenheid kan lewe. Sodat ons met uitgelatenheid kan lewe te midde van dit wat negatief of sleg of verkeerd is. O Jesus, kom en verlos ons van ons gelatenheid. En Heilige Gees, kom bruis in ons, sodat ons met uitgelatenheid en uitbundigheid die naam van God kan mooi maak in die wêreld. Sodat ons lewens anders sal uitnooi, kom dans saam, kom lag saam. Wow, God. Jesus in U naam. Amen. Baie lekker dag verder. Mooi week. Die Here seën. In your touch
daar sal 'n skermpie op u skerm kom, 'n SnapScan. So die van u wat daarvan gebruik maak by restaurante of iewers by 'n winkel sal weet wat om te doen. Soos enige ander organisasie het ons ook in hierdie tyd inkomste nodig en ons sal dit vir u baie dankbaar wees en dit sal vir ons wonderlik wees as u 'n bydrae vir ons ook via die SnapScan kan maak.